Die heilige drie-eenheid. Hoe verduidelik 'n mens dit? Hoe kry mens jou kop rondom iets wat klink soos 'n raaisel? Is dit een God? Is dit drie gode? En as dit een God is, waarom maak ons dit so moeilik vir onsself? Waarom al hierdie kompleksiteit? My geliefde broers en susters, die antwoord is eintlik eenvoudig. Hierdie saak is kompleks, want God is kompleks. Ons praat hier van 'n ewiglike wese, wat nog net altyd daar was. Lank voor die eerste asemteug van die skepping, is hy die een wat alles in die palm van sy hand hou. En kom ons wees gou eerlik. Hoe kan ons wat 'n mens is, wat soms vergeet waar ons karsleutels neergesit het, iets wat ek nogals baie gedoen het al, hoe kan ons eers begin om die skepper van hierdie heelal te begryp? Tog, ten spyte van al ons beperkings, het hy ons nie in die donker gelaat nie. Deur die Heilige Skrif, deur die spore van geskiedenis, deur geestelike ervarings, het hy vir ons vensters oopgemaak. En al weet ons dalk net een van daai druppeltjies in die emmer, is daai druppeltjie genoeg om God tot in 'n sekere mate te kan verstaan. Ons gaan vandag gou na een van hierdie skakeringkies kyk van wie God is, sodat al hierdie puzzelstukkies by mekaar inpas, dat ons hom beter kan begryp. So hier sit ons met die kern, God, geken as God die Vader, Seun en Heilige Gees. Een God, maar duidelik drie skakerings. By the way, net so vinnige vraagie, het jy dalk meer as een skakering? Goed, kom ons delf bietjie dieper in die skrif om te kyk wat hierdie skakerings is. In 1 Johannes 5 vers 1 lees ons dat elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, uit God gebore is. Die Griekse woord hierso is Theos, die opperste goddelikheid, die een wat alles geskaap het, maar in die Ou Testament word hy ook Elohim genoem. Daardie woord het 'n ryk betekenis. Dit dui op die opperste God, maar dit verwys ook na 'n magistrate, 'n magistraat. 'n Magistraat is 'n tipe regter wat orde bring en die hoër howe help. 'n Regter van vrede. Dit word afgelei van die wortelwoord El, wat almagtige beteken. So Elohim is die almagtige, wat ook beteken regter van vrede. Laat dit nie reeds vir jou 'n klokkie lui oor wie Jesus is nie. Wanneer ons blaai na 1 Johannes 5 vers 7, word dit nog meer spesifiek. Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Die woord Vader hier is Patir, die bron, die ouer, die oorsprong. Sien julle die prentjie? God is nie verward oor wie hy is nie. Hy werk net in verskillende funksies. Die Vader, die almagtige skepper en argitek, die Seun, die redder, ons regter van vrede, wat die brug herstel het, en die Heilige Gees, die leidsman en vertrooster, wat met ons stap. Om hierdie verskillende funksies van God beter te verstaan, kyk ons gou na 'n glas water. Ek kan water in drie forme aan jou gee. As 'n vloeistof, as ys, 'n vaste stof, of as stoom, 'n gas. Is al drie dan nie nog steeds water nie? Natuurlik, dit is een substansie, maar hy het verskillende funksies. Die vloeistof les jou dors. Die ys koel af. Veral as my kop so 'n bietjie warm is oor iets wat iemand aan my gesê het, nê. En dan die stoom. Dit dring diep in. Dit maak diep skoon. Sien julle? Drie funksies, een substansie. Nou kom ons gee gou hierdie woord funksie 'n ander naam. Ons vervang hom met die woordjie persone. Hoekom? Want God is nie 'n iets nie. Hy's 'n persoon. En wanneer ek sê God, beteken dit maar net ek erken dat daar is 'n God, ek erken sy bestaan. Maar die oomblik wanneer ek begin sê
God die Vader, Seun en Gees, wanneer ek hom noem, kry hy 'n persoonlikheid. Hy is 'n persoon. Trouwens is hy 3 persone wat in perfekte gemeenskap leef. Onthou net, God het ons nie gemaak omdat hy eensaam was nie. God is reeds in homself 'n perfect fellowship. God is die perfekte sirkel van liefde en hy wil jou uitnooi as lede aan die liggaam van sy bruid om ook deel te hê aan daardie gemeenskap. As jy nog steeds wonder oor hoe een wese 3 persone kan wees, dink gou terug aan die voorbeeld wat ek vir julle in die begin genoem het. Kyk na my. Ek is een man, maar ek het 3 verskillende skakerings. Vir my vrou is ek haar man, maar teenoor my pa is ek 'n seun. En wanneer ek met my eie seun praat, is ek 'n pa. Ek verander nie van mens nie. Ek is een man, maar my funksie, my verhouding verskil na gelang van met wie ek praat. As ek met my seun praat, is ek sy pa. Maar wanneer ek met my vrou praat, is ek nie haar pa nie. Ek is haar man. En teenoor my pa is ek 'n seun. Dit is hoe die heilige drie-eenheid werk. God die Vader, Seun en Gees. Een substansie, 3 persone. Maar God die Vader is nie God die Seun nie, en God die Seun is nie die Heilige Gees nie. Die verhouding verskil na gelang met wie gewerk word. Daar's verskillende funksies. As jy wonder waar ek hierdie waarhede kry, gaan lees dit vir jouself in die skrifte. Kom ons kyk gou na 'n paar. Hier is van die ankers van ons geloof. Dink aan Matteus 28 vers 19, waar ons gedoop word in die naam van God die Vader, Seun en die Gees. Onthou 1 Johannes 1, wat bevestig dat Jesus self God is, en koester 2 Korintiërs 13 vers 13, wat beloof dat ons in gemeenskap van die Heilige Gees kan leef. 'n Laaste gedagte, onthou net, sekere woorde soos drie-eenheid, die Trinity, hierdie woorde kom nie net so in die Heilige Skrifte voor nie. Dit is maar net woorde wat ons gebruik om 'n dieper konsep in een woord in te sit. Net soos wat Jesus Christus nooit gesê het, ek is God in die Skrifte nie. Hy het dit nooit so uitgespreek nie. Maar op 1000 ander maniere het hy dit bevestig en he never denied it. Hy het nooit ontken as die mense hom dit genoem het nie. Dit los ons met ietsie om oor te dink. Dalk het hy dit nie gesê nie, want hy wou hê jy moet dit sê. Hy wag dalk vir jou om die erkenning te maak, om die koneksie te sien oor wie hy is in jou lewe. Sien julle nou? Een God, 3 persone. Jy is nie vandag na 'n teorie geroep nie, maar na 'n lewende God wat in gemeenskap wil leef met jou. Mag die liefde van God die Vader, jou Skepper, die genade van ons Here Jesus Christus, jou Verlosser, en die gemeenskap van die Heilige Gees, jou leidsman en vertrooster, met julle almal sy